Familie, vanaand waar ons reeks gaan afsluit, kom ons raak ook net vir 'n oomblik rustig voor die diens en ons sluit ons oë daar waar ons is. En ons dink aan almal van hulle rondom ons naastes, ons geliefdes wat ver is dalk. Mense wat ons na verlang. Mense wat ons wens ons weer kon sien. Mense wat dalk hier by ons moes gewees het. Dalk is dit mense wat aan die hele ander kant van die wêreld sit. Dalk is dit mense wat nie meer met ons is nie. Dalk is dit net sommer iemand wat jy lanklaas gesien het. Kom ons dink aan hulle en ons dra hulle op aan die Here. Ons dra ons families, ons gesinne, ons geliefdes op aan die Here vanaand, ons vriende. En ons sê vir die Here dankie dat ons soveel mense in ons lewens het wat vir ons lief is, wat vir ons omgee. Ek gaan vir so 'n oomblik stilte gee, waarna ek dan vir ons hierdie week van gebed ook sal afsluit met 'n laaste gebed voordat ons die laaste keer bietjie gaan gesels oor die vrug van die Gees. Kom ons sluit die oë en ons raak rustig. Liewe Here, almagtige Vader, Here, waar ons hierdie week bietjie kon tyd spandeer in die woord oor die vrug van die Gees, die duidelike opdrag wat U vir ons gee oor hoe ons moet wees en wie ons moet wees. Here, mag ons elkeen wat dit gehoor het, dit inneem en dit deel maak van ons. Mag ons elkeen vervul word met daai gees van nederigheid, van liefde, van vrede, van geduld, van sagmoedigheid. Mag U, Here, ons sterk maak dat ons kan aanhou so lewe ook in hierdie jaar wat voorlê. Here, help ons om nooit te vergeet dat U liefde vir ons genoeg is nie en dat ons daai liefde moet gaan uitstraal in die wêreld rondom ons. Dankie, Here, vir soveel liefde in hierdie wêreld nog steeds, sal lyk dit nie altyd so nie. Mag ons, Here, dit nooit miskyk nie, maar net aanhou beleef dat U vir ons liefhet en dat ons kan gaan lief hê. U bly goed, Here, en ons loof en ons prys U dat ons na U toe kan nader. Amen. Nou familie, goeienaand familie, en ek hoop dat die week van gebed hierdie jaar, die vrug van die Gees, tog maar vir elkeen van julle ergens ietsie beteken het, en dat julle tog ietsie saam met julle kan huis toe vat, uit dit wat ons hierdie week vir mekaar gesê het. Nou hierdie week het ons redelik baie tyd spandeer aan so 'n inleiding tot die vrug van die Gees, en hoe dit prakties in ons lewens kan lyk. En ons het gisteraand bietjie aandag gegee aan die vrug van die Gees as liefde, wat ons dan ook gesê het, so of die oorkoepelende sambreel vrug, as ek dit nou so kan noem, bo oor al die ander wat genoem word. Nou, ek wil vanaand afsluit deur te preek, die vrug van die Gees, of deur te gesels met julle oor die vrug van die Gees, is nederigheid of sagmoedigheid. Om dit reg te kry, gaan ons lees Galasiërs 5, vers 22 tot 6, hoofstuk 6, vers 3. En ek hou vir ons voor hier, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Broers, as iemand in die een of die ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Net tot sover vanmôre. Nou die vrug van die Gees as nederigheid kan miskien beter beskryf word of omskryf word as sagmoedigheid. Want die Griekse woord prautes, wat in die 1983 as nederig vertaal word, vertaal eintlik dalk 'n bietjie beter as sagmoedigheid.
Want hy vertaal eintlik om 'n sagte houding in te neem teenoor ander, in plaas van om 'n harde houding in te neem. Nou daarom sou ek reken is sagmoedigheid 'n beter keuse as nederigheid, maar dit is maar so. Maar nou, op sy beurt weer familie, op sy beurt, wat bedoel Galasiërs hier met die woordjie sagmoedigheid? Nou hier, in hierdie vraag help die direkte konteks waarin die woordjie sagmoedigheid in Galasiërs 5 vers 22 gebruik word ons nogals baie. Wanneer Galasiërs 6 vers 1 sê, dat wanneer ons iemand sien in een of ander sondeval, so iemand met sagmoedigheid moet reghelp. Nou wat dit beteken, lees ons dan in Galasiërs 6 vers 2 raak. Dit beteken om mekaar se laste te dra. Met ander woorde, die vrug van die Gees as nederigheid is eintlik sagmoedigheid, wat beteken om mekaar se laste te dra. Alle mense, familie het laste. Omdat ons mens is, omdat ons sondaars is, omdat ons in 'n gebroke wêreld lewe. Hierdie laste kan 'n lang lys van goed wees. Dit kan sondes wees, dit kan versoekings wees, dit kan eensaamheid wees, teleurstellings, ouderdom, siekte, vrees, twyfel, armoede, werkloosheid, geweld, bekommernis met al sy gesigte. Hierdie laste kan so baie goed wees. Almal van ons het verskillende laste. Nou is dit interessant, familie, dat daar in die vroeë kerk, hier in die middeleeue rond, 'n bepaalde sonde as een van die ergste sondes in die wêreld verklaar is. Die naam is askedia, die sonde van traagheid, die sonde van nie omgee nie, die sonde van nie belangstel in 'n ander of in ander rondom jou nie. Ons het ook, maar hierdie sonde, die sonde van versuim, as ek dit nou so kan doen. Daar waar ons naaste in die steek laat, sonder om dit agter te kom. Omdat ons nie omgee nie, omdat ons nie oplet nie, omdat ons nie aandag gee aan dit wat rondom ons aan die gebeur is nie. Omdat ons naalaat. En dit miskien is dit iets wat so 'n simptoom van ons tyd geword het. Want almal het probleme, almal het laste, maar ek het net genoeg krag vir my eie. So elkeen moet maar sy eie laste dra. Elkeen moet maar self sien en self klaarkom. Die saak, familie, is egter nie so eenvoudig nie. Want wanneer jy dit waag om jouself 'n Christen te noem, wanneer jy dit in die geloof aangryp dat Christus op 'n keer jou laste en jou sondes aan die kruis gedra het, wanneer jy, soos ons hierdie week gehoor het, probeer om in die Gees te wandel en by God vra dat sy Gees jou lewe of jou gedrag sal bepaal, dan moet die woordjie sagmoedigheid na vore spring. Al hierdie vrugte van die Gees, of vrug van die Gees, beteken niks as hierdie woord sagmoedigheid nie voorkom staan, saam met liefde nie. Christene kan nie en mag nie so lewe nie. Ons het die so direkte opdrag om ander mense rondom ons se lewenslas ligter te maak, om ander mense se laste te dra, deur saam met hulle daaraan te dra. Want gedeelde smart is halwe smart. Dit is die opdrag, familie. Ons kan nie daarby verbykom nie. Maar weer eens, wat beteken dit prakties? Wat beteken, hoe doen ons dit? Galasiërs 5 vers 26 sê dit, begin by ons selfbeeld. Dit wat ons van onsself dink. Ons moet nie soekers van eer wees nie. Ons moet nie verwaand wees nie. Ons moet ons nie verbeel dat ons nou juis iets is nie, sê Galasiërs 6 vers 3. Met ander woorde, ons begin by ons betrokkenheid by ander, ons begin ons onbetrokkenheid by ander te oorwin, wanneer ons lewens nie maar net meer oor onsself gaan nie. Nou wanneer dit gebeur, sê die woord, wanneer ons lewens nie maar net meer om onsself draai nie, wanneer ons nie meer afgunstig teenoor mekaar is nie, dan bewerk die Gees, die Heilige Gees in ons 'n gees van proutes, 'n gees van sagmoedigheid, 'n gesindheid waar ek wil help om ander mense se laste minder te maak. Juis omdat ek weet, voor God is ek nie beter as die een langs my of voor my of rondom my nie. Niks beter nie, niks belangriker nie, niks heiliger nie. Nie minder sondaar nie, ook maar net nog 'n mens. Ook maar net 'n naaste vir ander.
En bo alles, ook maar net iemand met sy eie laste. Nou Augustinus, die kerkvader, het op 'n keer 'n baie mooi uitspraak gemaak hieroor. Hy het gesê, as jy 'n mens in sonde sien, weet, dit kon ook jy gewees het, as dit nie vir God was nie. Nou sagmoedige mense, familie, is dis die mense wat sy regte plek voor God ontdek het. Wat weet dat hy net van genade leef, wie se vals trots en hoogmoed en selfsug gebreek is, omdat hy of sy elke dag vir Jesus aan die kruis, juis vir hom sien hang. Wat sien hoe sy laste, sy of haar laste daar weggeneem word. En daarom, as gevolg van daai daaglikse interaksie, bereid is om ander se laste te dra. Om sagmoedig te wees. Bereid is om nederig, om sagmoedig te wees. Die interessante van hierdie woordjie proutes is dat dit baie gebruik is vir wilde diere wat mak gemaak is. Hierdie diere was ons net so kragtig, nog net so vurig aan die brand, nog tot soveel in staat nog steeds, maar onder beheer gebring, onder die hand van 'n eienaar gebring. En so behoort 'n sagmoedige mens ook te wees. Net so kragtig, net so vurig, net so vol inisiatief en ywer en lewenslus, maar onder die beheer van die Gees, in die hand van die Vader, volgelaai met die laste van die naaste. Maar hoekom sal ons nou hierdie moeilike weg stap? Dis tog baie makliker om nie betrokke te wees nie, om ander nie raak te sien nie, om nie te wil help dra aan ander se laste nie. Dis tog baie makliker en 'n baie minder opdraande pad. Hoekom sal ons hierdie pad wil stap? Galasiërs 6 vers 2 gee op hierdie vraag 'n glashelder antwoord. Omdat ons op hierdie manier uitvoering gee aan die opdrag van Christus. Omdat dit is wat Jesus van ons vra. Dit is eintlik al wat hy van ons vra. Want hy het mos dit vir ons gedoen. En wie van hom of haarself 'n Christen wil noem of aan Christus wil verbind, wie onder die hand en uit die hand van die Vader wil leef, moet ook die hand van die Vader word. En die een wat die hand van die Vader word, hy of sy is sagmoedig. Die een wat die ander een sy laste help dra. Nou so leef ons hierdie opdrag uit as die opdrag van die liefde. En wie sy naaste lief het ons mos gehoor, het God lief. Nou mag die vrug van die Gees, familie, ons help in 2021. Mag ons elkeen dit beleef opnuut, dat ons mekaar kan help om ook hierdeur te kom. Amen. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede hier in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is ordenaar, hy is die Heer. En selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy
is oorwinnaar. Hy is die Heer. En selfs as ek stry